Amen. Julle kan maar sit, baie welkom aan elkeen wat hier so is. Ek gaan 'n bietjie met julle praat vandag oor jou parskruipe. God herstel. Ons gaan lees in die skriflesing gaan wees Joel 2 vers 23 tot 28. Ek het nou die Engelse woord gegee. Joel 2 23 tot 28. Julle reg? Die julle kinders van Sion juig en wees bly in die Here julle God, want hy gee julle die leraar tot die geregtigheid en laat op julle neerdal die reën, die vroeë reëns en die laatreëns soos voorheen. Dan sal die dorsvloere vol koring wees en die parskuipe van mos en olie oorloop. En ek sal julle vergoed die jare wat die trekspringkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het. My groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees. En die naam van die Here julle God prys wat wonderbaar met julle gehandel het, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. En julle sal weet dat ek in die midde van Israel is, en dat ek die Here julle God is, en niemand anders nie, en my volk sal in ewigheid nie beskaamd staan nie. En daarna sal ek my gees uitstort op alle vlees. Jy sien, Job praat met 'n volk wat alles verloor het. Hulle land was verwoes, hulle oes was vernietig, en hulle hoop was ook amper weg gewees. En tog begin God met hierdie woorde: wees bly. Luister mooi, wees bly. Juig in die Here julle God. Jy is dalk ook daar. Jy het ook dalk alles verloor. Jy het dalk jou hoop verloor. Maar ons kan bly wees in God. Hoekom? Omdat God in enige omstandighede die antwoord is. Niemand anders het die antwoord nie. En God is die enigste een wat die herstelwerk kan doen. Mens kan nie die herstelwerk doen nie. Omdat God weer die reën stuur. Halleluja. Reën in die Bybel is altyd 'n teken van God se guns. God se voorsiening, God se teenwoordigheid. Jy sien, dit is soos droë grond wat nie vrug kan dra sonder water nie. En ons kan ook nie leef sonder God se gees nie. Kom ons lees dit in Deuteronomium 11 vers 14. Deuteronomium 11 vers 14. Ek kry daai nooit reg. Dan sal ek die reën van julle land gee op die regte tyd, vroeë reëns en laatreëns, sodat jy jou koring en jou mos en jou olie kan insamel. Wat beteken reën? Reën beteken lewe, groei en hoop. Sonder reën is alles droog en alles is dood. Jy sien, dit is soos 'n tuin wat nie water kry nie. Die grond kraak, die plante gaan lê, alles is net besig om dood te gaan. Maar wat gebeur as dit reën? Daai krake word weer gevul,
Die plante kry weer lewe, hulle kom reg, plante raak weer groen. En dit is ook net so met die Heilige Gees. As dit partykeer afvoel, dan bid ons tot die Here en ons vra vir die Here, Here help ons net. En die Here kom weer met sy Heilige Gees. En die Heilige Gees stort weer oor ons uit. So daai verlaatheid, daai droogheid gaan heeltemal weg. Want God se Gees is weer oor ons. Hy gee weer reën. Jy sien groei vind plaas daar waar water is. Jesus is die lewende water. Halleluja. Die woord sê, die parskyp sal oorloop van mos en olie. Die mos is mos die wyn. Groei net waar daar genoeg water is. Kom ons lees in Johannes 7 vers 37 tot 38. Johannes 7, 37 tot 38. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit my binneste vloei. Halleluja. Jy sien, daar waar Jesus is daar lewe. Waar daar lewende water vloei, kom daar groei. Waar die Gees werk, loop die parskyp oor. As jy vandag droog voel, geestelik moeg, uitgeput of leeg, God sê, ek stuur weer water. Halleluja. Mos kan net groei daar waar daar genoeg water is. Geestelike oorvloed kom net waar Jesus toegelaat word om te vloei. So as jy nie toelaat dat God deur jou vloei nie, gaan jy nie dit voel nie. Die Gees gaan nie saam met jou wees nie. Jy moet die Gees toelaat om te kan groei in jou. 'n Wingerd is 'n droë streek en dit dra min vrug. Maar langs 'n rivier is die trosse swaar en vol. As jy naby Jesus bly, kom daar vrug in jou lewe. In Hiob lees ons dat ons parskype van mos en olie sal oorloop. Olie in die Bybel is gebruik om konings te salf, priesters toe te rus en siekes te genees. Die olie praat ook van 'n salwing en identiteit. Jy sal oorloop van God se olie, sodat jy sal weet, jy is 'n koningskind. Kom ons lees in Openbaring 1 vers 6. Openbaring 1 vers 6. Dis julle stil hoor. Jesus sê, en ons is gemaak, het konings en priesters vir sy God en Vader. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Jy sien, Jesus het ons gemaak tot konings en priesters. Deur God se bloed. Jy is nie net gered nie, maar jy is gesalf. Jy is 'n koningskind. Halleluja. Jy sien, laat ons vandag in die identiteit loop wat God vir ons gegee het. Hy het ons konings gemaak. Laat ons net die duiwel herinner, wanneer hy ons weer soos laat niks voel nie, dat ons is 'n koningskind. Ons lees in 1 Johannes 2 vers 20. Kom ons sê wat die woord sê. 1 Johannes 2 vers 20.
En julle het die salwing van die Heilige Gees en weet alles. Jy sê, wat beteken die olie? Die olie beteken identiteit, roeping en krag. God se kinders is nie naamloos nie. Ons is gesalf. Die olie in jou lewe beteken, God het jou afgesonder vir 'n doel. Waar God se gees soos reën val, vloei die olie weer en jy is gesalf vir jou roeping in Christus. God stort sy reën, sy gees uit soos reën. In vers 28 sê Joel dat God sy gees uitgestort het op alle vlees. Die reën van God is nie net vir een groep nie net vir predikers nie net vir leiers nie net vir die sterkes nie. Dit is vir almal wat oop harte het. Dit is God wat sy gees uitstort en nie die pastoor of 'n priester nie, maar God, maar jou hart moet reg wees. Die gees bring herlewing, genesing, nuwe hoop, nuwe krag en wysheid. Soos hierdie salwing, omdat die gees in ons is, die gees wat herlewing, genesing, nuwe hoop, krag en wysheid gee. Die gees word op almal uitgestort. Op jou familie. Kom ons sien wat God se woord sê in Jesaja 44 vers 3. Jesaja 44 vers 3. Want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kroos giet en my seën op jou nakomelinge. Jy sien, God se gees is nie net vir 'n paar nie. Dit is vir almal wat oop is. Dit is 'n klein illustrasie. Jy sien, die reën val nie net op een huis nie. Dit val oor die hele dorp. So God se gees is daar vir elkeen om te ontvang as jy bereidwillig is. Jy sien, God gee nie net lewende water dat ons kan groei nie. Hy gee ook kos sodat ons versadig kan wees. Vers 26 in Joel sê, dan sal julle oorvloedig eet en versadig wees. En wat ons sal eet is die lewende brood wat in ons is. Johannes 6 vers 35. Kom ons sien wat sê dit. Johannes 6 vers 35. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Jy sien, die wêreld gee net kos vir 'n rukkie. Dan hou dit op. Maar Jesus voed ons siel. Ons eet aan sy woord. Ons leef uit sy teenwoordigheid. Ons drink sy gees. En jy sal versadig wees. Nie net vol nie, maar tevrede. God voed nie net ons liggaam nie, maar ons siele. Jy kan baie kos eet en steeds leeg voel, maar een oomblik in God se teenwoordigheid versadig jou hart.
God laat jou groei. God versadig jou hart. Jy sal oorloop van die Gees. En hier kom die kragtige deel wat by die skrif van Joël aansluit, dat God jou sal vergoed. God gee terug wat jy verloor en hy herstel. Kom ons lees in Johannes 10 vers 10. Johannes 10 vers 10. En die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê. Die Here gee in oorvloed. Hy sal herstel. Wat jy verloor het, jou tyd, jou vreugde, jou vrede, jou geloof, jou finansies. God is 'n herstellende God. Hy gee nie net terug wat jy gehad het nie, maar hy gee meer in oorvloed. Kom ons begin vandag op hierdie belofte staan. Halleluja. Wees bly in die Here. Joël 2 vers 23 begin met: Wees bly en juig in die Here julle God. As ons in God bly, word God se vreugde ons blyplek. Wanneer ons in God bly, bly ons in sy vreugde. God se vreugde is nie net iets wat hy net nou en dan gee nie. Dit is 'n leefstyl. Dit is 'n Bybelse grondslag. Kom ons lees in Johannes 15 vers 11. Johannes 15 vers 11. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly en julle blydskap volkome kan word. Jy sien, God herstel nie net eers die hart nie, dan die oes. Voordat die parskyp oorloop, loop die vreugde oor. God se vreugde kom nie nou alles reg nie, dit kom wanneer ons in hom bly. As jy in God bly, bly jy nie in vrees nie. Jy bly nie in verlies nie. Jy bly net in sy vreugde. Selfs terwyl herstel nog aan die gang is. Jy sien, Jesus sê in Johannes, ek is die wynstok. Julle die lote wie in my bly en ek in hom. Hy dra te veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Jy sien, jou vreugde kan jy nie gelukkig maak nie. Maar God se vreugde maak jou vol vreugde. Wanneer ons in God bloei, vloei sy vreugde natuurlik in ons. God se vreugde is soos 'n huis met 'n lig. 'n Huis bly donker as 'n lig af is. Maar sodra die lig aangeskakel word, verander die atmosfeer. Jy sien, in God se teenwoordigheid is die lig. Waar hy bly, woon vreugde, reën en blydskap. Wanneer die reën kom na 'n droogte, juig die boer nog voor die oes sien. Hoekom? Want hy weet, die oes is op pad. As ons in God bly, bly ons in hoopvolle vreugde. Gaan jy in God se vreugde bly omdat jy weet dat jou oes is op pad? Ek sluit af. Waar daar reën is, kom groei en lewe. Waar die Gees vloei, is daar se oliesalwing, blydskap, koningskap. Waar Jesus
is daar brood en water. Jy sal versadig word. En waar God werk, is daar herstel. Jy sien, jy is nie vergete nie. Jy is nie leeg nie. Jy is nie verlore nie. God stort sy gees uit. Versadig sy kinders. En herstel wat verlore is. En God gee weer vreugde. Halleluja. Stop.